Goeiemôre. Ek is baie keer 'n bietjie te mekaar. So, goeiemôre. Vanoggend gaan ons goed so 'n bietjie andersters doen. So moenie bekommer nie. Ons gaan nou net die orgelliedere sing. Maar ek wil graag jou groet vanoggend met die volgende woorde. As julle goed luister na my gebooie, wat ek vandag vir julle voorskryf, naamlik om die Here God lief te hê, om te dien met julle hart en met julle hele wese, dan sê die Here, ek sal reën na julle land toe gee. Ek sal die tyd gee vir die vroeë reëns en die laat reëns, sodat jy jou koring in jou nuwe land, jou nuwe wyn kan plant en die olie kan insamel. En ek sal jou diere weiding in jou veld gee en jy sal eet en versadig word. Vriende, ek wil jou groet vanoggend met die volgende woorde: genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en ja, van die Here Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Ja, dit is nou 'n bietjie andersters as voorheen, hou net vas. Maar goeiemôre en baie welkom aan ons besoekers. En veral die mense wat uit die Vrystaat uit, van Parys afgery het. Hier is letterlik nou al meer as een gesin uit die Vrystaat uit, al die pad hiernatoe. So, ons is baie dankbaar dat mense so ver ry om saam met ons by die Here te sit. Maar wat nou? Vir 'n paar dae weg en ek dink by myself die hele tyd, wat gaan ons vanoggend vir mekaar sê? Dis die nuwe jaar. Dis nou al 'n paar dae nuwe jaar. Al die geskenke is nou klaar gespeel, al die partytjies is klaar gehou, al die koue vleise is nou opgeëet, die oorskiet is nou ook al gekerry en weer eens opgeëet. Nou wat nou? En môre begin die meeste van ons werk. En ek besef ek moet jou lei in iets en ek moet in God se woord draai. En ek wil vanoggend 'n persoonlike storie aan jou deel. Iets wat die waarheid is, wat ek self ervaar. En ons tema vanoggend is, die trekker staan gereed, draai net die sleutel. En ek is met julle eerlik, dit is 'n mooi trekker. Regtig. 'n Trekker kan my opgewonde maak. Nou my storie begin by my pa wat geboer het, tussen Louis Trichardt en Pietersburg. Vandag is dit Polokwane en Makado. En hy het geboer op daai stadium van die lewe met vleisbeeste sowel as met melkbeeste. Nou vleisbeeste het dit mee goed gegaan, want daar was meer as genoeg weiding. En dit het goed gegaan, maar 'n melkbees het jy nodig om ekstra voer voor te gee. En ons het nodig gehad om ekstra voer te plant. So, in die Bosveld het ons toe besluit, ons gaan 12 hektaar se mielies plant, om kuilvoer te maak uiteindelik vir die beeste vir die winter. Nou ja, hoe begin die besigheid? Nou die probleem wat ons gehad het, ons het nie 'n baie groot trekker gehad nie, was maar 'n klein boerdery, en net 'n 3-skaar ploeg. En die manne sal dit beter verstaan, jy kan net 3 rye vore maak met daai ploeg, dis al. Dis wat jy kan doen. So om hierdie land om te geploeg het 'n paar dae gevat. Daar was 'n sekere tyd daaraan gebonde, maar dis maar hoe dit gewerk het. En ons het skofte gewerk om dit reg te kry, as die seisoen en die weer en alles reg was. Maar daar's een ding wat jy moes doen, en dit was die belangrikste van alles. En ek weet ons het 'n baie ou metode gebruik, maar ons het nie tegnologie gehad nie. Ons moes die beste van die saak maak. Jy moes in die middel van die land 'n reguit voormaak, reguit. Want as daai voor, die lag van die manne, as daai voor so loop, dan loop al die mielies wat jy plant so. Almal. En die probleem is, dis soos 'n klippie wat jy in die water gooi. Dit word erger. En aan die einde van die land, dan is alles skeef. Dan gaan dit met 'n gesukkel die dag as jy moet oes. Maar daar was nie GPS'e nie. So daar was net een manier om hierdie ding reguit te trek. Aan die oorkant van die land het ons gewoonlik 'n plastiek sak wat wit was, vasgemaak, sodat jy die merker kan sien. Jy het gesorg dat jy daai trekker reguit stop, uit so gestaan. Dan het jy die volgende gedoen, jy het sy ewenaarslot, of kinders, julle sal weet van 'n diflok aangesit. Want al 2 wiele moet eweveel trek. Hy trekker moet reguit ry. So. Daar's nie 'n ander manier nie, reguit. Jy gaan op daai wit plastiek kyk die heeltyd. So wat doen jy? Staar die trekker, jy kry hom in die regte rad, jy druk hy ploeg in die grond en jy gee vet.
nog 'n handpetrol wat ons gehad het, en hy loop. Jy kyk nie om nie, nooit nie. Dit maak nie saak wat agter jou gebeur nie. Dit maak nie saak of jy 'n klip hak of iets nie. Jy gaan reguit. Jy hoor die masjien en jy weet, en as jy besef dit gaan nie goed nie, dan gee jy vet, maar jy ry reguit. Want die oomblik as jy so maak, dan maak die trekker so. Daar's nie 'n ander manier nie, reguit. Van hierdie kant tot na die ander kant toe. En dis hoe dit gaan. En dan het jy jou eerste voor. Daarna is dit maklik. Wanneer jy dan die ploeg in die grond druk, het jy klare voor. En die voorste regterkantste wiel loop baie keer in die voor en hy help homself, want jy het 'n voor gemaak. Maar ek sê dit weer, as die voor nie reguit is nie, dan loop dit so. En as jy weer die kans kry en jy ry familielande verby, veral as hulle mooi geplant is en jy kyk so af van hulle, onthou maar hierdie ding, hulle moet reguit wees. Die mielies moet reg geplant wees, want die fout word net groter. Dit was belangrik. Ek was 'n paar keer baie bevoorreg, ongelooflike ervaring, want ons 4:00 in die oggend begin 'n ploeg, want dit was nogal koel in daai tyd. Nou dit was nog stik na donker. En dan sit jy op daai trekker, rustig, en is pikdonker. Terwyl jy ploeg, lyk dit letterlik asof die heelal draai. En stadig maar seker kom die son op, en uiteindelik word dit dag. En daardie reuk van daai grond wat jy omdolwe, en dan het jy hierdie klomp bosluisvoëls wat agterna trek. Dis 'n gedagte om te onthou. Vir my was dit persoonlik goed. Ek het gehou van trekkerry. Maar ek moet jou sê, teen 12:00, van 4:00 af het jy genoeg gehad. Dan vat die volgende persoon oor. Maar dit is 'n baie mooi storie, 'n goeie herinnering. Maar waar dit begin, ons moet voer maak, ons moet grond omdolwe, ons moet grond gereed kry. Want dit gaan uiteindelik oor die diere, het gaan nie oor die ploeg nie. Want as dit stop by die ploeg, dan wat het ons bereik? So die grond omgedolwe en 'n klomp diesel gemors. So daar is basies 4 goeters wat moet gebeur, as jy iets van boerdery weet. Eerste plek, jy gaan moet ploeg. Jy gaan moet plant. Jy gaan moet oes. En uiteindelik gaan jy hierdie goed moet verwerk, om die voer te maak vir die diere. Jy het nie 'n keuse nie, jy kan nie iets uitlaat nie. As jy al 4 hierdie stappe basies volg, gaan dit daar kos wees. Jy kan nie by iets vashak nie. Jy kan nie by iets stop nie. In elk geval gaan dit finansiëel baie dom wees. Jy moet vorentoe gaan. Dieselfde beginsels gaan oor my en jou lewe. Dieselfde beginsels gaan wees in 2026. Jy moet ergens begin. Ergens moet jy die sleutel vat en die trekker aan die gang kry. As jy nie die sleutel draai nie, begin daar niks nie. En daar's net een sleutel in my en jou lewe. En ek wil hê jy moet saam met my in Jesaja 28 lees, vers 23. Kom ons blaai saam soontoe. Jesaja 28, Ou Testament, vers 23. Jesaja 28, vers 23. Het julle om, ek sien die gesigte begin opkyk. Jesaja 28, vers 23, en jy kan op die bord saam met ons lees. Gee aandag en luister na my stem. God praat hierso. Gee agt en luister na my woorde. Sal 'n boer die hele tyd ploeg om te saai? Mooi vraag. Die Here vra reguit daarso. Sal jy net ploeg, niks anders doen nie? Dan sê hy verder. Sal hy aanhou voetjies maak en sy grond gelyk werk? Sal hy nie as hy die oppervlak gelyk gemaak het, swart komyn strooi en komyn uitsaai, koring in rye plant en gars waar dit hoort en speld aan die kant nie. Sy God het hom die regte manier geleer, hom onderrig.
'n boer hak nie net vas by ploeg nie. 'n Boer moet meer doen. Daar is iets verder. Die sleutel vir jou trekker vir 2026 is God. Want hy begin om te sê, luister. Dit is so mooi as die Here kom in sy woord en hy stop vir 'n oomblik en hy sê vir enige iemand op enige plek, luister, ek praat. Hy praat direk met ons, hy sê, hier is dit. En dan sê hy aan die einde van hierdie ding, ek sê jou onderrig. 2026 gaan ek en jy 'n ploeg in die grond druk. En ons gaan ploeg. En ons gaan werk en dinge gaan gebeur. Maar ek en jy kan God die heeltyd raadpleeg. Want as ek en jy nie die Here raadpleeg nie, gaan ek en jy ons oë afhaal van die wit sak. In die oomblik as ek nie meer kyk na die merker vir die toekoms nie, dan begin ek so ploeg. En uiteindelik is my lande de mekaar. Alles is skeef. En die hartseer is, en ons kan met mekaar eerlik wees, ek is ook mens, as ons iets begin sonder God, is die kanse goed, ons eindig het ook sonder die Here. Nie waar nie. Of partykeer begin ons iets sonder die Here, en dan gelukkig op een of ander tyd besef ons, maar hierdie trekker is nou skeef, en dan trek ons terug, en ons is op die regte pad. Maar ek en jy het nodig om nie vast te haak nie, hy sê dit in vers 24, ons kan nie net by een ding bly nie, maar daar is meer as een ding om te doen. Ek en jy het nodig om meer te doen. Ons moet ergens begin plant. Ons moet ergens saad in die grond kry. Want as jy saad in die grond kry, het jy oes. As jy nie iets in die grond sit nie. Die manne wat vis vang. As jy nie die hoek in die water sit nie, gaan jy nie 'n vis vang. Jy moet ergens begin. Daar is 'n mooi gesegde wat vriende al met my gedeel het en gesê het, die saad wat jy in die grond sit, is die oes wat jy gaan afhaal. Ek wil 'n oomblik stop daarby. As jy bitter saad in die grond sit, gaan jy bitter vrugte later pluk. Dis 'n harde ene. Maar dis waar. Wat sit ek en jy in die grond? Nou het jy 'n klomp dinge gehoor en ek het vir jou vanoggend dit bietjie verander. Ek wil 'n paar vrae vra wat ek glo jy gaan vra. En die eerste vraag wat ek wil vra oor 2025 is, hoe is ek seker my boerdery gaan 'n sukses wees? Ek wil hê jy moet nou saam met my blaai na Deuteronomium 11 toe. Dis redelik in die begin. Ek dink dis die 5de boek, né? Vanoggend moet jy vashou, is amper soos 'n Bybelstudie vanoggend. Deuteronomium 11 vanaf vers 13. Dis net 3 verse wat ek met jou wil deel. En hoor baie mooi wat sê hy weer 'n keer. Ek begin by vers 13 lees. As julle goed luister na my gebooie wat ek vandag vir julle voorskryf, naamlik om die Here julle God lief te hê en hom te dien met julle hele hart en julle hele wese, dan sê die Here, ek sal die reën van julle land op die tyd gee, die vroeë en die laatreëns, sodat jy jou koring en jou nuwe wyn en olie kan insamel, en ek sal jou diere weiding in jou veld gee, en jy sal eet en versadig word. Eerste opdrag is weer, luister. So ek en jy moet begin met 2026 sleutel in die hand. Daai seël moet gedraai word. En hoe gaan ek dit regkry? Die vraag is, hoe gaan ek maak dat hierdie boerdery van my werk? Hoe gaan ek 'n sukses maak van 2026? Vers 13. Naamlik om die Here julle God lief te hê en om te dien met julle hele hart en julle hele wese. Hoor mooi, jou hele wese. Daar kan nie gedeeltes in jou lewe wees waar jy 'n stukkie land het wat jy nie gaan ploeg nie. Al die land wat jy besit, gaan jy moet omploeg saam met God om te kan plant, om te kan oes. Want dis wat jy nodig het. Nou dis baie mooi wat hy daar sê in hy teksvers. Hy noem 3 goeders. Hy praat van koring, wyn en olie. As jy in die antieke tyd gaan kyk, gaan jy sien koring is gelykstaande aan brood, is gelykstaande aan kos. Dis nogal belangrik.
Hy praat van wyn, met ander woorde, dis druiwe, dis wingerde. Wyn was redelik belangrik in daardie tyd. En dan was olie net so 'n belangrike ding, en dan praat ons van olywe. Hy sê in die skrif, God sal vir jou gee wat jy nodig het. Hier's die 3 basiese goed. En dan praat hy so mooi, dan sê hy, jy sal versadig wees. Die Here doen niks half nie. As ek en jy die steel vat, en ons begin in die grond omdolwe, en ons begin 'n plant, sal God niks half doen nie. Absoluut nie. Nou is die volgende vraag wat mense baie keer sê, ek is nou bly om dit te hoor, en ek is gereed, en ek sal my trekker vat, my trekker vir 2026, maar waar moet ek plant? Nou tot dusver het ons het duidelik vir mekaar gesê, om te plant is goed, om in jou eie land te plant is baie belangrik, maar dit stop nie daar nie. En ek wil hê jy moet saam met my gaan na 1 Korintiërs 3, dis in die Nuwe Testament. Hierdie jaar gaan ons 'n bietjie Bybel lees. 1 Korintiërs 3. In Korintiërs 3 vanaf vers 6. Hoor wat skryf Paulus hierso, 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. Daarom is nog hy wat plant, nog hy wat nat gooi iets, maar slegs God wat laat groei. Dit is een wat plant, is dit die een wat nat gooi. Is dit elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. Ons is medewerkers van God. Julle is God se saailand, God se bouwerk. Baie eenvoudig. Ons is medewerkers. Das meer. Ons kan plant in ons land, soveel as wat ons wil, maar daar's ander lande ook, wat aandag nodig het. Daar is ander plekke waar dit nodig het. Het is tyd om stil te raak daaroor. Ek en jy kan nie net stil sit, ons eie lande omploeg en sê, goed, ek is tevrede met my land, alles is geploeg, saad is in die grond, 2026, hier kom ons, alles is gereed, en nou is dit verby nie. Want jy maak nie 'n verskil nie. Want God gee groei. En dan die ergste van alles is wat hy hierso sê is, hy gee, en as jy na die vorige teksvers gee, ek en jy moet alles vir hom gee. Want God gee die groei. En dan is dit so mooi, dan sê hy, en daardie teksvers ook, jy sal die loon ontvang volgens die werk wat jy doen. Dis nie ek wat so sê nie. Jy sal daardie loon ontvang volgens wat jy in die grond sit. Nie net in jou eie lewe nie, maar volgens hierdie skrif in ander mense se lewens. Want God het jou 'n gawe gegee. Miskien het hy jou die gawe gegee om die trekker se sedel te draai. Miskien het hy jou die gawe gegee in 2026 om vir iemand anders diesel in te gooi. Miskien die gawe gegee om iemand te leer om die trekker te bestuur. Of jy die gawe gekry om die putte in die grond te sit. Want 'n ander ou kan nie in sy lewe nie. Jy het dit. Die Here sê, gee dit vir jou. Dit maak ons moedeloos baie keer. Ek het gehoor nou net, ek moet na my eie land kyk, ek het soveel werk om te doen, ek moet my eie rye moet ek geryk plant. Nou kom die Here en hy sê, maar daar's ander plekke ook om te plant. Dis waar. Ek wil jouself vanoggend vra, hoeveel ander lande, hoeveel ander boerderye in 2025 het jy gehelp? Het jy 'n verskil meegemaak? Ek praat nie van kerkbywoning nie. En ek wil jou vra in 2026, wat gaan jy doen om 'n verskil te maak? Ek vra myself dieselfde vraag. Ek is in diens van die gemeente. Ek moet 'n sekere hoeveelheid werk vir die gemeente doen, en ek doen dit met die grootste liefde. Maar Laurens Roos, die mens, nie die predikant nie, wat doen hy? Ek het myself die vraag gevra in Desember. Wat het hy as mens gedoen? Nie as predikant nie. Hy het sy werk as predikant.
Maar wat doen hy as mens in die koninkryk? Want die predikant is sy roeping. Maar wat doen ek meer? En ek het voorgeneem, en jy kan dit sit en is op kamera vanoggend, in 2026 gaan ek meer 'n verskil maak in ander mense se lewens, en ek wil jou vra en ek wil jou uitnooi, kom ons begin om ander mense te help, om hulle rye reguit te kry. Kom ons begin ander mense kry om hulle te help, om die trekker aan die gang te kry. Om hulle te wys waar is die sleutel. Want baie mense weet nie. Baie mense weet nie. En die oomblik as jy dit alles hoor, is dit half so sin. Wat moet ek nog doen? Ek sukkel alreeds. Dis 'n goeie vraag. Hoekom sukkel jy? Hoekom? Hoekom sukkel jy om te doen wat gedoen moet word? Moet vir jou 'n goeie antwoord. Want jy's besig om bossies uit te trek. Jy's die hele dag besig om bossies uit te trek. Hier's 'n probleem, klein probleempies. Jou kop is gesak. Daar's nie tyd om die trekker se sleutel te vat nie. Ek sien hy hang daar op sy plek, maar ek trek bossies uit. Ek sien net die wêreld so naby aan my. Hier's my moeilikheid. So kom ons trek bossies uit. En bossies hou jou die hele dag besig. En uiteindelik is jou hande so vol bossies wat jy uitgetrek het, daar's nie plek om 'n sleutel te vat nie. Jy weet ook nie wat om met hulle te maak nie, want nou het jy hulle gevat. Waar gaan ek ontslaa raak van hulle? Maar ons is besig om bossies uit te trek die hele tyd. Die klein moeilikheid hou vir ons besig. Dan is daar soveel goed. Want solank ek besig is om bossies hier uit te trek, kry ek nie my kop opgetel nie. Want as ek heeltyd hier kyk, kan ek ook nie die merkers sien aan die oorkant nie. Ek kan nie sien waar gaan ek heen nie. Ek kan nie reguit voor maak nie. Nee, wag, voor as die trekker staan, kom ons trek nog 'n paar bossies uit. Ek weet daar's altyd baie bossies in ons lewens. Maar ek wil jou een ding sê, 'n trekker se wiele is baie groter as 'n bossie. Hy trap vir hom dood. 'n Ploeg haal ook 'n bossie uit die grond uit. Maar ons wil altyd besig wees om bossies uit te trek. Dis tyd dat ek en jy ons koppe optel. Ja, ons het baie uitdagings. Ons kan baie goed vir mekaar sê vir 2026. Maar is tyd om opgewonde te raak. Is tyd om opgewonde te raak oor wat op pad is. Ek weet nie hoe lyk 2026 nie. Ek dink ook is beter dat ek nie weet nie. Maar ek weet daar's 'n merker. Ek weet daar's 'n sleutel. Daar's 'n trekker. Daar's 'n ploeg wat vir my rigting gaan gee. Waar gaan ek heen in 2026? Lewe elke dag voluit. Ek het hierdie afgelope ruk tyd gespandeer in ICU. Diep gesprekke met mense gehad. En ek ry gister in die area verby waar die persoon bly, en mag hy nie ongelukkig wees oor wat ek sê nie, ek gaan nie 'n naam noem nie, en toe ek verby ry, toe besef ek, jy weet wat, daardie persoon se land is op sy einde, ons is nie seker nie, hy het nie meer 'n geleentheid, 'n goeie, mooi kind van God, maar sy land is nou klaar geploeg, ons weet nie meer hoe lank nog nie, solank ek en jy tyd het, vat die sleutel, vat God se waarhede, vat God se woord as jou sleutel, en draai daai sleutel en vat hom, want hy wag vir jou. Want jy het sopas in die skrif gehoor, wanneer God deel raak van alles, is daar oorvloed. Hy doen niks half nie. So moenie sit nie. Staan op. Haal die sleutel van die sleutelhouer af. Stap uit. Gooi diesel in die trekker van 2026. Maak hom vol. Maak hom gereed, want God is saam met jou. Hy sal die groei gee wat jy nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word stil voor U en dan besef ons, maar daar is so min wat ons eintlik kan doen. Ons kan miskien dalk net 'n stuurwiel in ons eie lewens probeer vashou, maar dan gaan dit ook nie reguit nie. So wil ek vra vandag om ons te help met die sleutel. Ons te help om die stuurwiel vas te hou in ons eie persoonlike jaar van 2026. Dat ons nie alleen sal wees nie. Ons wil U dank, Here, dat ons weet, en die woord sê vir ons, jy's nie alleen nie. Ek vat hom saam met jou. Ons is dankbaar vir elke oomblik wat U vir ons gee. Ons wil U bid waar 2026 voor lê, vat ons hande, vat ons voete.
Here, dat ons nie in bossie sal vaskyk nie, maar dat ons sal sien, waar is die merker aan die oorkant, waarheen is ons op pad. Amen.